Vadersdag. Hierdie keer al die tweede Vadersdag in hierdie tyd van inperking. Moeilike tye, ondraaglike tye. Sommige paas het hulle werke verloor, ander paas het selfs hulle huise verloor in hierdie grendeltyd. Nou daar is al so baie gesê oor die vaderhart van God. Baie mense voel dat hulle paas te streng was met hulle, dat hulle ondraaglik, onverdraagsaam, onbuigsaam, kortom harteloos was en dat hulle nie daar was vir hulle nie, dat hulle eintlik hulle menswees vernietig het. Nou die probleem met so in die lig van so afwesige negatiewe vaderfiguur kan mense die verwronge idee dan ook hê oor juis die vaderhart van God. Wat is dan jou beskouing oor die vaderhart van God? Nou ek self is een van die gelukkiges wat absoluut geseën is met die mees bederf, die grootste bederf van 'n vader, 'n aardse pa, in ons pa Pieter. En ek wil graag 'n insident uit sy lewe deel. Jare gelede wat by sy werk gebeur het, en dit is 'n kosbare herinnering wat ons wat hom ken altyd van hom sal koester. Dit was dink ek nog in die ou bedeling, want hy het vroeg afgetree. Hy het by die destydse Bantu-administrasie gewerk. Hy was redelik kosamagtig toe. So hy onder andere moes hy ook werk met die huurgelde van mense. En een oggend het daar 'n vrou ingestap met 'n kind op haar rug. En hulle het aan die gesels geraak en agterna het pa Pieter vir ons vertel, die klein kindjie was omtrent so 3 jaar oud. Wat die kind kon al praat. En soos wat hulle gesprek gevorder het, het hierdie kindjie naderhand vir die mamma gevra, of ons pa Pieter Jesou, oftewel Jesus was. Nou wat 'n mooi kompliment was dit nie vir die mamma nie, vir so 'n klein kind wat dan nou so godsbegrip alreeds het so vroeg. Maar wat 'n kompliment was dit ook nie vir ons pa Pieter nie, want die kind moes noodwendig dit afgelei het uit hoe my pa met haar omgegaan het, hoe hy met haar in gesprek was. En wat 'n meer presiese beskrywing was dit nie dan ook van hom nie, want hy het vir ons as kinders altyd veilig laat voel. Ek dink dit is hoe mens behoort te voel, ook by jou hemelse pa, want God is mos nie 'n bangmaak God nie. Daar is vir my niks meer wreed as iemand, 'n ouer wat hulle kind bang maak met Jesus nie, want vrees is nie van God nie. Vrees is van die duiwel self. En tydens ons kinderjare was my pa net altyd daar vir ons uit, en nou ook as volwassene natuurlik, as volwassenes, het hy ons altyd deurgaans met wysheid bedien. Hy het vir ons voorgeleef selfbeheersing, geduld, altyd 'n hart vol liefde, 'n hart vol genade en vrede, noem maar op, dit was ons pa. En vir my en my broer en my susters is dit dan ook die beeld wat ons het van ons hemelse pa, want dit is hoe ons aardse pa beleef het. Nou 'n vader vorm jou identiteit. 'n Vader ontwikkel en versterk jou identiteit. En oor identiteit word daar so baie mooi geskryf in die Bybel. Daar in Efesiërs 1 vers 3 lees ons: aan God kom toe al die lof. Hy het ons in Jesus Christus geseën met al die seëninge wat daar in die Gees is, wat daar in die hemel is. Al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Ook daar in Efesiërs 2 vers 13 sê dit: maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God geleef het, het nou naby gekom deur die bloed van Jesus. Jesus is ons vrede. Julle kan gerus Titus 3 gaan lees, julle kan 1 Petrus 2 gaan lees, alles meer oor jou en my identiteit in hom. Nou ons identiteit word dikwels aangeval deur die bose. En hierdie aanvalle is dikwels kragtig, dit is meedoenloos en dit is blaatant. Die ergste van alles is dat dit mense is wat naby aan ons is, baie keer in baie gevalle. Mense wat veronderstel is om ons veilig te laat voel, mense wat veronderstel is om vir ons lief te wees. En Jesus
is as kind saam met ander gelowe, ander Joodse seuns, is hy onderrig uit die boek Spreuke. Nou julle kan gerus die boek Spreuke weer gaan lees. Dit is 'n pragtige beskrywing van begin tot eind, wysheid van die Vaderhart van God. En die Vader se hart is ook baie mooi weerspieël in Jesus. In Lukas 3 sien ons hoe Jesus begin om die wil van God uit te leef, God die Vader uit te leef. En daar in vers 22 sê dit, daar was ook 'n stem uit die hemel. Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Nou Jesus het op daai stadium nog niks wonderbaarliks gedoen nie. Maar tog was die Vader reeds tevrede met hom. Die Vader het tyd spandeer om Jesus se identiteit te vorm, om sy identiteit sterk te maak. En ons lewe ongelukkig binne 'n kultuur wat net tevrede is met uitsonderlike prestasie. En tog is dit nie die beeld wat ons van God die Vader ontvang nie. Ek en jy het waarde, bloot omdat ons na sy beeld geskape is. Ons hoef iets te doen om waarde in sy oë te hê nie. En as jou kinders al volwasse is, dan mag jy, dan kan jy hulle steeds bemoedig en opbou. En soos iemand elders geskryf het, so mooi, ek kan nou nie die man se naam onthou nie, maar hy het gesê, jy kan God die Vader se identiteitsverklaring, kan jy oor jou eie siel uitspreek. En ek wil dit herhaal, want dit was vir my so treffend. Jy kan God die Vader se identiteitsverklaring oor jou eie siel uitspreek. En as jy nou vir my vra, hoekom? Hoe doen 'n mens dit? Hoe spreek jy God se identiteitsverklaring oor jou eie siel uit? Gaan lees gerus Efesiërs, die hele Efesiërs. Die boek is kort, daar's min hoofstukke en lees dit totdat hierdie waarhede diep wortel geskiet het in jou gees. Gaan vervang die leuns wat jy dalk oor jouself glo met hierdie waarhede. Daar in Lukas 4 vers 3 en vers 9, daar waar Jesus die woestyn ingelei word en hy getart word deur die duiwel, waar die duiwel gereeld vir hom sê, as u die seun van God is. Hierdie verhaal is so insiggewend. Die Vaderhart van God wil altyd jubel oor ons. Die duiwel sal altyd poog om ons te beroof, om ons te laat onseker voel, om ons te laat twyfel oor ons verhouding met God. Hy sal aardse vaders laat twyfel of hulle goeie paas is vir hulle kinders. So, gaan leer jou kinders gerus om vrygewig te wees, om te dien. Gaan openbaar so die hart van die Vader aan jou kinders. Soos iemand ook so mooi gesê, die man sê, gaan op 'n diens en gee avontuur met jou kinders. Mooi die gebrokenis in jou huis in. In hierdie grendeltyd is dit natuurlik baie moeiliker. Maar dit bly die ideaal. Voor die virus kon ons dit doen, kon ons dit uitleef. Lukas 24 vertel vir ons die verhaal van die 2 Emmausgangers. Hulle het 3 jaar tyd spandeer saam met Jesus. En steeds het hulle nie gesnap wat Jesus aan hulle probeer oordra het nie. Hulle was hartseer, hulle was ontnigter. Jesus het egter geduldig aangesels met hulle langs die pad en uiteindelik het hulle toe tog sy genade, sy liefde, sy vrede gesnap en ervaar. Nou net so was daar sekerlik al in my en in jou lewe baie sulke Emmaus oomblikke. Wanneer ons die goeie dinge waarmee God ons seën, die belangrikste dinge in ons lewe maak en waar ons amper afgode daarvan maak en so die fokus van Jesus laat afgaan in ons lewens. Nou wanneer hierdie 2 Emmausgangers die openbaring van God se Vaderhart ontvang, wanneer hulle snap, wanneer hulle oë oopgaan, dan verander hulle hartseer in vreugde. Hulle hoop keer terug. So onthou dat ek en jy vingerafdrukke is van God. En daar in Genesis 12 vers 1 tot 3 word ons voorgestel as mense wat die wêreld sal verander. Nie kan nie, dit sê daar sal. So dis so deel van ons identiteit. God is binne in elkeen van ons om ons daarin by te staan. Sodat ons buurman, ons vriend, ons familielid, wie ook al ons pad kruis, sodat ons die Vaderhart van God vir die mense kan voorleef. Nou ek wil afsluit met 'n storieetjie oor 'n klein seentjie wat daarop ingestel was. Hy wil so graag die hoofrol in sy Kerskonsert by sy kleuterskool hê.
En hy was baie teleurgestel toe hy nie die rol van Josef kry nie, maar die rol van herbergier. En al moes hy dit toe nou doen, deur nie die herberg oop te maak, al wat hy moes doen, hy moes net sê, hier is nie plek nie. Hy het weke geoefen, hy was nie tevrede nie, maar hy het geoefen, en toe die juffrou uiteindelik tevrede was, het die groot aand toe nou aangebreek. En die aand van die konsert, toe hy daar op die verhoog is en hy hierdie herberg se deur oopgooi, het hy die perfekte uitsig gehad oor die gehoor. En dadelik het sy kinderoogies natuurlik vir sy pa gesoek, en daar sien hy toe nou albei sy oumas en oupas is daar, en die teleurstelling oor hierdie rolverdeling het sy klein gemoed net weer van vooraf getref. En hy het op die ingewing van die oomblik, het hy besluit dat hierdie paar woorde nie genoeg is om sy pa te beïndruk nie. So wat hy te doen, toe Josef en Maria voor hom staan, hy het hulle op en af gekyk, toe raak hy die volgende woorde kwyt. Hy het gesê, naand julle, hier is nie plek nie, maar hoekom kom julle nie maar so lank in vir 'n bier nie? Die gehoor het vir die res van die aand gehoes, geproes, gelag, en moeilik gevind om die res van die konsert natuurlik klaar te kyk. En dit is wat seuns doen om hulle paas te beïndruk. Dit help nie om vir jou seun te sê wat hy moet doen nie. Hy gaan doen wat jy as pa doen. Hoe tree jy op teenoor jou vrou? Hoe tree jy op teenoor die petroljoggie? Hoe tree jy op teenoor diere? Hoe tree jy op teenoor mense wat dalk minder belangrik geag word, min vir jou kan terugdoen? Leef jy hoogmoed vir hulle voor, sê jy vir jou kind, jong, hierdie is nie jou tipe mens nie. Hierdie is nie ons tipe mens nie. Is dit die vaderhart van God? Vertel jy die hele tyd vir almal dat daar geen hoop is in hierdie land nie, in hierdie regering? Vertel jy hoe sleg die omstandighede is, dat daar nie lig is aan die einde van die tonnel nie. Jou seun hoor jou. Hy doen wat jy doen, en hy sê wat jy sê, en hy gaan die toekoms in as die rolmodel wat jy vir hom was. Nou ek wil afsluit met 'n Vadersdag gedig. Dit is ongelukkig deur 'n anonieme digter. Ek wil dit graag vir julle voorlees, want dit was vir my 'n kragtige beskrywing van die ideale pa. Julle is welkom om julle oë toe te maak as julle dit wil visualiseer. Ek lees dit vir julle. God het die krag van 'n berg geneem, die majesteit van 'n boom, die warmte van 'n somerson, die kalmte van 'n stil see, die vrygewige siel van die natuur, die vertroostende arm van die nag, die wysheid van eeue, die krag van die arend se vlug, die vreugde van 'n oggend in die lente, die geloof van 'n mosterdsaad, die geduld van die ewigheid en die diepte wat 'n gesin benodig. God het hierdie eienskappe gekombineer, en toe daar niks meer was om by te voeg nie, het hy geweet, hy het sy meesterstuk voltooi, en toe het hy dit genoem, Pa. En dit is hoe my pa is, dit is hoe die man met wie ek getroud is, as pa is, en ek glo die kinders sal dit elke woord daarvan beamoen. So ek wens vir julle 'n geseënde Vadersdag toe, vir elke pa, elke oupa, elke instaan pa, elke man wat die rol van pa vervul, daar waar hy ook al vir hom bevind. Geniet hierdie Vadersdag van 2021.